Besig met ons nuwe reeks, God se onlogiese genade, en ons is besig om deur die boek van Jona te werk daarmee, want dit is sekerlik die beste illustrasie van God se onlogiese genade. Vandag se tema is, wie oor het om te hoor, moet luister, of anders, Jona 1 van vers 4 tot 17. Jy kan maar gaan Google en kyk, die vraag wat meeste gevra word op Google deur gelowiges, en ek dink baie keer deur ongelowiges ook, is, why do bad things happen to good people? Waarom laat God toe dat slegte dinge gebeur met goeie mense? En miskien het Jona ook so gevoel toe hy daar op die skip was en die matrose vat hom aan sy hande en sy voete en gooi hom, besig om oorboord te gooi, terwyl hulle op pad Tarsus toe is. Waarom laat God dit toe? En miskien het jy self al hierdie vraag gevra, why me? Waarom laat God dit toe? Wat het ek gedoen om dit te verdien? En die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Dis God se onlogiese genade. Dis die enigste rede hoekom hierdie dinge met jou gebeur. Dit is God se genade. Want verlede week het ons gesien dat God baie keer toelaat dat ons so ver wegdwaal en ons koppe so hard stamp, dat dit die enigste manier is dat ons tot bekering sal kom, dat die enigste manier is wat ons regtig waar sal hoor wanneer ons koppe so hard stamp. En God laat ons gaan, maar hy laat ons nie staan nie. Daarvoor het hy ons te lief. En dit is wat Jona ook hier op die harde manier moes uitvind. Ons eerste punt vandag is, God stuur storms om ons aandag te trek. Nou ja, toe ons laas met hierdie teesinnige profeet te doen gehad het, was hy daar op 'n boot op pad Tarsus toe. Hy was besig om te vlug weg van die Here af. En toe God vir hom sê, gaan na Ninive toe het hy gesê, ek dink, ek sal eerder Tarsus toe gaan. God het vir hom gesê, gaan oos, en Jona het gesê, nee, ek dink, ek gaan liewers wes. So, in Joppe het hy heel toevallig en heel gerieflik 'n skipie gekry wat hom na Tarsus toe sou vat. Hierdie ontspanne Mediterrane reis het vir hom voorgelê en binnekort sou hy in Tarsus wees, 'n pragtige stad daar in Spanje. En dit het alles goed uitgewerk volgens wat hy beplan het. En daar in Tarsus sou hy die lekker lewe lei, ver van die teenwoordigheid van God af. Of so het hy gedink. Dit is soos baie lidmate wat jy dalk ken, of dalk het jy self al hierdie paadjie gestap as jy eerlik in die spieël kyk, waar ongehoorsaamheid maak dat hulle al hoe verder en verder van God af wegdwaal. Eindelik vir God probeer wegkruip. Jy weet, soos Adam en Eva wat daar in die paradys vir God probeer wegkruip het, toe hulle gesondig het. Want hierdie mense weet eintlik, miskien ek en jy ook, weet eintlik dat hulle is besig om weg te dwaal. Besig om lauwarm te word, hoe verder hulle van die Here af weg beweeg, hoe verder hulle van die kerk af weg beweeg. God sê, gaan kerk toe. Hulle sê, gaan wêreld toe. En daar's baie redes en verskonings daarvoor natuurlik nie. Baie keer nommer 1, die dominee het ons verkeerd opgevryf, of daar's mense in die kerk wat op by tone getrap het, of die beleid van die NG Kerk, dis net skynheiliges wat hier in die kerk sit, die kerk is baie vervelig, die Bybel is oudtyds en irrelevant vir die moderne mens, en hierdie lewe ver van die teenwoordigheid van God af, dis eintlik die lekker lewe. Maar, God het ander planne vir Jona in gedagte gehad. Jona 1 van vers 4 tot 5. En dit begin met maar. En as jy weet, as daar 'n maar is, dan moet jy weet, hele plot draai. Maar
Die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar breek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waarheen hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vas geslaap. Dit moes 'n woeste, verskriklike storm gewees het, want hierdie matrose was professionele matrose wat al alles gesien het. En hulle het bang geword. Hulle het vir hulle lewens gevrees, want die boot was besig om uitmekaar te breek. En so vind die eerste intergeloofsgebedsbyeenkoms in die Bybel plaas. Elke man, elke matroos wat na sy eie God roep en bid. En hulle is desperaat, want hulle staan voor 'n keuse, of hulle lewe, of die wins, die aardse goedere wat hulle bymekaar gemaak het. En hulle begin om hierdie wins weg te gooi, oorboord te gooi, want hulle lewens is belangriker. Ons almal weet dat 'n mens se lewe binne 'n splitsekonde kan verander. En God weet presies hoe om ons aandag te trek met 'n storm wat ons nie eers sien kom het nie. 'n Storm wat ons veilige lewensbootjie binne oogwind uitmekaar kan ruk. Hoe God kan die storm van ongunstige omstandighede stuur. Die storm byvoorbeeld van 'n skielike dood van 'n geliefde in 'n motorongeluk. Die oggend nog mekaar gegroet, later daardie dag die oproep. Of die onverwagte diagnose van kanker of 'n ander outoimmuun siekte wat jy nooit sien kom het en wat jy nie eens aan gedink het moontlik is op jou ouderdom nie. Of 'n klein operasietjie wat klein was, maar op die ouende onsuksesvol. En skielik het dit ontwikkel in 'n krisis van lewe en dood. Of finansiële ineenstorting, omdat jy dalk deur 'n piramidescam gevang is, of ergens langs die pad jou werk verloor het. Of jou motor word gesteel en die versekering wil jy uitbetaal nie, want hulle sê jy het nie voldoen aan die vereistes van die versekeraar nie. Of vriende wat jy jou hele lewe lank ken en vertrou en wat jou nou in die rug steek en jou reputasie verwoes met kinderstories. Of 'n kind of 'n kleinkind wat skielik siek word en die dokters krap kop en hulle kan nie die oorsaak daarvan vind nie. Skielike storms wat oor 'n mens se lewe kom wat jy nie verwag het nie. Storms wat baie keer verskil tussen lewe en dood is. En God is oneindig kreatief. Hy kan storms op soveel verskillende maniere stuur, want God ken ons soft spots. Hy weet op watter knoppie om te druk om ons aandag te kry. En die probleem is dat baie keer wanneer jy in so 'n storm is, in plaas om dit raak te sien dat God besig is om jou aandag te soek, is jy geneig om bang te word, of baie keer kwaad te word, gefrustreerd te word, ja, en kwaad en opstandig teen God. Waarom laat God dit toe? Hoekom laat God toe dat dit met my gebeur? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Dit is eers later dat jy besef dat die storm 'n groot stuk van God se onlogiese genade is. God se genade wat jou kom nader roep, terwyl jy besig is om die pad weg te vat van hom af. Hy laat ons veilige lewensbootjie uitmekaar breek, sodat jy te staan kom tussen die keuse van lewe of aardse waardes en besittings. Lewe wat God gee, of dit wat die wêreld vir jou bied. En daarom skryf Paulus in Romeine 2 vers 4, hy sê, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Besef jy nie dat God besig is om jou aandag te soek? Maar die tweede punt vanoggend is, ander ly as gevolg van ons sondes. Almal op daardie skipie
was in gevaar gestel deur Jona se sonde. Jona was die sondaar in hierdie situasie en tog het sy dwaase ongehoorsaamheid en opstand teen God almal rondom hom op die skip in gevaar gestel. Bedink en herkou hierdie 5 woorde. Ons sondig nooit alleen nie. Ons sondig nooit alleen nie. Ons mag dalk alleen wees wanneer ons sondig, maar ons sondig nooit alleen nie. Ons sonde, ons ongehoorsaamheid en ons opstand teen God benadeel al die mense rondom ons. Of dit nou jou huweliksmaat is, en of dit jou kinders is, of dit jou vriende is, of dit jou kollegas is, of dit familie is, op die ou einde het dit 'n effek op mense rondom jou. Elke stap wat ons buite die wil van God neem, affekteer die mense wat baie keer die naaste aan ons is. Daarom sonde het altyd gevolge. Al dink jy nie so nie, al dink jy baie keer, maar niemand weet daarvan nie. Mense wat byvoorbeeld aan drank verslaaf is, kan dink, okay, maar dit is net ek wat drink. Maar dit het 'n effek op hulle huweliksmaat, op hulle kinders, op hulle werk, op hulle kollegas, op hulle vriende, wat op die ouene hulle vermy. As jy ergens langs die pad bedrog pleeg, en dit haal jou in en jy word in die tronk gesit, dan dink jy, okay, is net ek wat oortreed, is net ek wat in die tronk is, maar dit het effek op jou hele gesin, jou hele familie, die skande wat daarmee gepaard gaan, kring uit na jou kinders en na jou kleinkinders en wie weet hoe ver. As jy jou man of vrou in die huwelik verniel, dan dink jy, okay, dis net ons twee, maar dit het effek op jou kinders, wanneer hulle in die huwelik is, en op hulle kinders eendag, so sprei dit uit. Wanneer jy mense verdag maak deur te skinder en kwaad te praat, dink jy, is maar net ek wat hierdie storieetjie vertel het. Maar die storieetjies kry stertjies, en dit kring uit, en dit versprei. En is besig om mense se reputasies te vernietig. En mense begin jou vermy. Sê, jy kan nie vertrou wat jy vir hierdie persoon sê nie, want nou lê dit op straat. En die grootste effek, nadeel wat ons sondes op iemand ooit gehad het, was op Jesus. As gevolg van ons sonde, moes Jesus aan die kruis hierdie verskriklike dood sterf. Jesaja 53 vers 5 sê, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede moes bring, was op hom. Ons sondes het Jesus se kruisdood veroorsaak. Maar die derde punt vanoggend is, God stuur iemand om ons te konfronteer. Terwyl hierdie skip besig is om uitmekaar te breek en terwyl die matrose die vrag oorboord gooi in 'n desperate poging om die skip te red, waar is Jona? Jona is nie op die dek waar hy gedink het hy sou wees, en besig om die matrose te help om van hierdie vrag oorboord te gooi om die skip te red nie in jou lewe nie. Jona is besig om 'n middagslaap hier onder in die romp van die skip te neem. En nou vra 'n mens, hoe kan 'n man slaap tydens so 'n verskriklike storm soos hierdie? En die antwoord is weer eens eenvoudig. Die duiwel het ook sy slaappille. Die duiwel het ook sy verdowingsmiddels. Hy weet hoe om ons gewete aan slaap te sis, terwyl die wêreld rondom ons besig is om in mekaar te stort. Maar hier kom God se onlogiese genade weer eens te voorskyn. Hy stuur iemand om vir Jona te gaan wakker maak. Hy stuur iemand na Jona om hom te gaan konfronteer. En wie stuur hy? 'n heiden. Hy stuur die kaptein. Jona 1 vers 6. Die kaptein het na Jona toe gegaan en vir hom gesê, wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie.
God los 'n mens nie alleen wanneer jy in dwaase, ongehoorsaam met jou rug op God draai en van hom af probeer wegvlug nie. God doen alles in sy vermoë om tot jou deur te dring. Hy stuur storms, hy stuur moeilikhede, hy stuur probleme, alles net om jou aandag te trek. En God gebruik baie maniere. Hy gebruik die woord van God. Hy gebruik daardie dingetjie wat jy gehoor het of geluister het toe jy besig was op jou WhatsApp, of toe jy YouTube geluister het en daar kom 'n boodskapie deur wat jy nie eintlik die knoppie voor gedruk het nie. Maar God stuur ook mense na jou toe. Mense in vlees en bloed. Medegelowiges. Dalk jou man of jou vrou, of jou kinders of jou vriende. Iemand wat God na jou toe stuur en jou vermaan om te sê, wat is dit met jou dat jy lê en slaap terwyl die wêreld rondom jou besig is om in mekaar te stort as gevolg van jou sonde? God stuur mense na jou toe wat bekommerd is oor jou. Mense wat regtig waar vir jou omgee. En mense wat gehoorsaam is aan God, Galasiërs 5 vers 1, wat sê, broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Hy stuur mense na my en jou wat gehoorsaam is aan hierdie opdrag. Mense wat al deur die Gees laat lei en wat dit waag om in sagmoedigheid na jou te kom om te sê, waarmee is jy besig? Dit is soos Nathan toe hy by Dawid gekom het en hom die storie vertel het van hierdie skapies en die lammetjie. En wat Dawid gesê het, wat so 'n man moet uitgewis word, en dat Nathan die moed het om vir die koning te sê, maar jy is die man. En wat is ons reaksies baie keer wanneer mense na ons toe kom? Ons vervies ons. Wie dink jy is jy miskien om vir my te kom vermaan of dit te kom sê? Dink jy dalk jy is beter as ek? Jy moenie vir my met die Bybel kom gooi nie. Gelowiges, Christenmense, kerkmense, wat sê, moenie vir my met die Bybel kom gooi nie. In plaas daarvan, om tot bekering te kom. In plaas daarvan om te weet dat dit God is wat hierdie persoon gestuur het, omdat nie net hierdie persoon nie, maar omdat God oor jou bekommerd is. En God stuur selfs by tye heidene. Heidene wat oor jou pad. Mense wat na jou toe kom en sê, hoe kan jy wat jouself 'n Christen noem, so vloek en skel? Hoe kan jy jou man of vrou so verkleineer en beskinder? Hoe kan jy so lieg en die waarheid verdraai? Hoe kan jy so wraakgierig wees? Hoe kan jy nie wil vergewe nie? Hoe kan jy so bitterbek wil wees, jy wat jouself 'n Christen noem? Bid eerder vir ons. Want eintlik is hierdie konfrontasies baie keer 'n noodkreet van die wêreld. 'n Wêreld wat vasgevang is in sy eie ellende, sonder hoop en sonder 'n toekoms, op 'n pad van selfvernietiging en wat na ons as gelowiges kyk om te sê, julle dien immers die lewende God. Kyk wat is besig om met ons te gebeur. Ons kyk op na jou en dit lyk of julle dieselfde pad loop as ons. Bid liewers vir ons. Want ons het julle God in ons lewens nodig om ons lewens te red, om ons lewens te verander. En dit bring ons by die 4de punt. God laat ons die gevolge van ons ongehoorsaamheid dra. Jona weet, dis eintlik sy skuld. Toe die matrose vra wat hulle moet doen om die see weer kalm te maak, bied hy die enigste oplossing aan wat sin maak. Jona 1 vers 12. Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle, want ek weet dit is oor my
dat hierdie groot storm rondom julle woed. Jona het homself in 'n hoek geverf met sy eie ongehoorsaamheid en opstand teen God. Sy sonde het hom ingehaal en nou moet hy die gevolge van sy sonde in die oë staar. En Jona gee boedel oor. Hy weet dit help nie meer om van God af weg te vlug nie. Daar's nêrens heen waarheen hy meer kan gaan nie. Daar's nêrens waar hy vir God kan wegkruip nie. En hy's presies daar waar God hom wil hê, op sy knieë. En dit is God se onlogiese genade. God laat ons die gevolge van ons sondes dra. Hoe kan dit genade wees? God laat dit toe omdat hy weet. Dit is eers wanneer ons onsself so in 'n hoek geverf het, dat ons geen ander toevlug het as om net na God te gaan nie. Daarom laat hy dit toe. Ja, dit kom met baie skades en skandes baie keer, maar dis nie God se skuld nie. Op die ouende moet ons sê soos wat Jona sê, ek weet dit is oor my dat hierdie groot storm rondom julle woed. Ek weet dit is oor my dat hierdie moeilikheid en probleme oor my en dis oor mense rondom my waar daardeur geraak word, kom. Wanneer ons aan die einde van ons kragte kom, wanneer ons geen skems meer oor het om onsself uit die sonde los te wikkel nie, waar jy op die ouens sê, okay, ek gee boedel oor, ek is moeg gestry, ek gooi my maar nou in die see, dis die einde. Dis dan wanneer God baie keer die mees onlogiese, die mees onverwagte, die mees kreatiewe uitkoms gee. Iets waaraan jy nooit eens self sou gedink het nie. Hy stuur 'n vis. Wie sou nou ooit daaraan kon dink? Daarom wil ek vanoggend vir jou ten slotte sê, as jy al lank besig is om van God af te probeer wegvlug, het ek vanoggend vir jou goeie nuus. Dit is nooit te laat om 'n U-draai te maak nie. Dit is nooit te laat om op te hou om van God af te probeer weghardloop nie. Moenie wag vir 'n storm nie. Moenie wag vir 'n groot vis nie. Want gehoorsaamheid, bekering spaar jou 'n groot klomp ellende. Hoor wat ek vir jou sê. Gehoorsaamheid spaar jou self 'n groot klomp ellende. Hoor God se hart hierso in Hosea 11 vers 7 tot 9. Die volk is besig om hulle rug op God te draai, agter ander gode aan te loop, en dan sê God daarso in Hosea 11, hy sê, my volk word nie moeg om van my af weg te loop nie. Ek roep hulle om terug te kom, maar hulle weier om 'n voet te versit. En wat sou my en jou reaksie gewees het as ons God was? Ek weet, ons sou vir hulle gesê het, kry vir julle wil mos. Snork self op en kyk wat wag vir julle. Ons is klaar met julle. Ons skryf julle af. Ons wil niks verder met julle te doen nie, want julle wil niks met ons te doen nie, om met my te doen nie, so kry vir julle. Maar gelukkig is God nie ons nie, en is ons nie God nie. Want hoor wat sê God, hoor wat sê sy hart, en vers 8 begin ook weer eens met 'n maar. Dan sê God, maar, hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie,
want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Dis God se hart vir my en jou. Dis God se onlogiese genade vir mense soos ek en jy. Dat God sê, hy kry dit nie oor sy hart om ons te laat gaan oor die pad van selfverwoesting nie. Hy kry dit nie oor sy hart om ons verlore te laat gaan nie. Daarvoor het hy vir my en vir jou te lief. So, gaan jy regtig wag vir 'n verskriklike woeste storm en 'n vis om jou in te sluk? Of gaan jy luister? Want wie ore het, moet luister. Of anders. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook in sy vrede. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.